Ek wil die manne wat kyk hierna net aanmoedig. Een van my talente is positivity. Dit beteken ek is 'n natuurlike aanmoediger, encourager. Ek probeer ouens sê vir my, man, jy sien die glas volledig vol. Half vol met water en die ander helfte het water in. En dit is lig in, ja. Lig in, water en lig. So hy's propvol. Ja. Maar as ons mooi daaroor dink, dit klink nou wonderlik hierdie. En dan sê vir my Maliander, jy verstaan nie my lewe nie. Jy verstaan nie die druk waaronder ek is finansiëel. Derhalwe gaan dit nie goed met my huwelik nie, want ek voel sleg. Ek kan nie met my vrou praat hieroor nie. Nou met wie praat ek? Daar is manne wat graag net 'n oor vir jou sal wees, maar ek dink ek wil julle net aanmoedig en as jy when you've come to your wits end, gaan spandeer net tyd in die voete van die Here, in sy woord. Ek het nog nie een keer wanneer ek voor 'n kruispad gestaan het en gewonder, nie 'n duidelike antwoord gekry, nie oorbaar nie, maar definitief, maar ons moet die boek oopmaak, guys. Ons kan nie sê jy wag vir die Here se woord, maar kyk na die agterkant en die voorkant. Ons moet daai boek oopmaak. As ek net dink aan toe jy nou gesê het, kom Matteus, ek dink is 6 vers 33, soek allereers die koninkryk van God. Goeiedag en welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Vir die van julle wat nie dalk hier is en my nie ken nie, ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie show. En hierdie show bestaan om mans te bemoedig, om weer hulle rolle as mans ernstig op te begin neem en nie net enige rol nie net enige man nie, maar 'n Bybelse man en dit is waar ons nou is en ons glo dat hierdie stories wat ons deel op hierdie kanaal, die gaste wat ons op het, waarde toevoeg vir die mense en vir die kykers. So julle is welkom hier. Dankie dat julle ingeskakel het en saam met ons hierdie tyd gaan spandeer. Ons is 'n aanlyn bediening, so julle is welkom om ons te ondersteun deur om net 'n like te los of 'n opmerking of as julle wil so gelei voel om te subscribe en dan as jy voel jy wil dalk meer betrokke raak, is jy welkom om onder in die description ook te kyk en dan kan jy meer betrokke raak op ander maniere. Maar nietemin, kom ons kom in die chat. Vanoggend het ek vir Leander Opperman hier so by my en vir Leander, weet 2 weke terug. Hoe lank het ons ontmoet? 2-3 weke terug. Ja, het ons ontmoet. Maar dankie Adrian. Dit en welkom. Dit is lekker om hier te wees. Ja, dis lekker om jou hier te hê. En soos julle kan sien het ek sommer Leander se gift klaar vir hom gegee. Hy dra hom sommer represent die Hansman. So, maar ja, dis lekker om hier te hê, man. Ek sit vanoggend en dink soos en ek bid so oor soos waar moet ons praat en ek dink aan ons conversation wat ons gehad het by pleite, ons tweede pleite wat ons saam het, tweede keer dat ons mekaar sien en tweede pleite saam. En ek besef net soos laat dit net gaan. Jy weet die laaste ruk ervaar ek heavy oor die Gees op my hart lê om net soos oor te gee aan hom en te laat gaan. Maar So ek het 'n paar vrae vir jou, maar dis nie major goed nie en soos ons gesê het, dit is basies en so aan. So ja, ons hoop julle geniet die chat en Leander is hy het 'n incredible agtergrond. Ek het nie hy het so vinnig vir my in 'n neutedop gesê van sy storie, maar ek sien uit om 'n bietjie meer te hoor. Want dit klink nogal na adventure vir my ou. Dit klink vir my nogal na adventure. Maar ja, voor ons daaraan kom, stel jouself voor en laat die mense weet wie jy is en waar jy 'n bietjie agtergrond dalk en dan vat ons dit vanaf. Ek hou daarvan om myself as 'n pyp te beskryf. Niks meer as 'n ek weet nie wat is as 'n geleiepyp. Die goeie Afrikaans in Engels, goeie Afrikaans conduit. Nee. Ja. Goeie Afrikaanse geleiepyp. Yes. En toe jy nou sê jy het gebid net vir die Here gevra, vir die Gees gevra, waaroor praat ons? Ja. Kom ons begin net deur te sê Heilige Gees vloei deur my en laat U wil geskied. Amen. En ek besef elke keer as ek daai skrif van minder van my wat Paulus praat van minder van my, meer van U, is die mees effektiewe gesprekke wat ek het met mense, die grootste impak wat ek kan maak. Yes. Is as ek net my rol as 'n pyp vervul. Yes, ek glo dit. So baie kortliks ek noem myself 'n bekeerde prokureur.
Ek is baie lief vir prokureurs. Die reg was baie goed vir my, die regspraktyk was baie goed vir my. Yes. En soos ek nou kortliks vir julle sal verduidelik, het ek nog steeds 'n baie noue verbintenis met prokureurs, want hulle is baie interessante mense en sommige van hulle is selfs volgelinge van Jesus. Jy sal dit nie glo nie. Ek glo dit. Maar ek het so 22 jaar gepraktiseer en omtrent in jaar 20 het ek net daai eksistensiële vrae begin vra van is hierdie my doel? My godgegewe doel, Rick Warren praat van purpose. En ek vra toe myself en is goed om daai vraag te vra. Moet nooit die vraag vir my nie vra. Selfs al kom jy nie by die antwoord uit nie. Pieter Drucker wat 'n bestuursguru was in die vorige eeu het gesê the most dangerous thing is not finding the wrong answers, it's asking the wrong question. So vra daai vraag en ek vra daai vraag en ek het dit voor die Here gaan lê en ek het gesê maar mense sê goed van my en dit belei nie mooi met my rol nie. Die rol wat ek seker met redelike onderskeiding, dis wat ander mense sê, vervul het as 'n prokureur was ek het mense gejaag wat groot bedrag geld geskuld het. Ek praat van massiewe bedrag. So jy was hoofsaaklik wat noem jy dit? So ek was 'n kommersiële prokureur in die litigasie, so in die howe, dis waar ek my dinge gedoen het, aan die einde meer arbitrasies, want ongelukkig het die howe redelik oneffektief geraak, en ek het vir 4 van die groot banke in Suid-Afrika opgetree. Ek was hulle man fixer. Jy kan dit Kom ons sê fixer. Ja, ek het nie met die bofbal golf rondgeloop nie, maar omtrent kort van dit. Jy was nie ry daarin nie, maar jy was al Spectre. Ek was, jy kan maar sê, ek was dankie vir daai waardering. Iemand het my eendag gesê moet nooit 'n slegte kompliment of 'n goeie kompliment van die hand wys nie, sê net baie dankie en gaan aan. En ek het die vraag gevra en ek het toe met my vrou Karin, ek noem haar my huidige vrou net om haar op tone te hou, maar ek is baie lief vir my vrou en sy is my 100% vernoot in alles wat ek doen, het ek die vraag saam met haar gevra en sy het trouens my ook gevra, maar is hierdie nou hoe ons lewe vir die volgende 20 jaar ook gaan wees? Partykeer, ek wil nou nie dit, ek dink om hard te werk en 'n klomp ure te werk, sê dalk net ek verstaan nie die goed so goed nie, want ander ouens kan dit in 'n korter tyd klaar maak, maar daar was daar wat 14, 15, 16 ure was, en dit was redelik gereeld en ek dink selfs die ouens wat op jou kanaal inskryf gaan resoneer daarmee. En ek het myself gevra, gaan dit my hoogste doel wees? As dit so is, sou beter. En omdat ek altyd 'n leergierige gees gehad het, trouens dit is een van my talente, is die learner talent, het ek altyd belang gestel in dinge buite my veld, nie net binne in my veld nie, ek het baie gespesialiseerd geraak, en ek het toe, waarskynlik omdat iemand dit oor my gespreek het, toe ek 'n jong kind was op skool, dat jy sal nooit goed wees in die wiskunde en die ekonomie en daai tipe goed nie, het ek dit gesien as 'n uitdaging. My naam beteken, onder andere een verduideliking daarvan is the brave one. En ek hou daarvan om uitdagings op te neem en ek het dit toe gesien as 'n uitdaging. En ek het toe vir my vennote wat baie ondersteunend was, het ek gesê ek wil 'n jaar sabbat vat. En ek het ingeskryf vir 'n besigheidsstudie kursus en dit was toe in Europa en toe word op die eind COVID. Ons het die 2 Januarie gevlieg Europa toe en 6 weke later toe maak die wêreld toe. So ek het gestudeer vir 13 maande voltyds. Saam met waar was jy nou weer so in Lisbon, in Portugal. Portugal, Die mooi besigheidskool, dit klink baie erger as wat dit is. Ek was 300 meter van die see af waar ek kon stand-up paddleboard en 800 meter van die universiteit en ek het net 'n fiets gehad. So ek het 5.500 km se fietsry daai jaar gedoen. Dis really cool. En my vrou was saam met my en ons is toe Lisbon toe. En daar het ek gaan studeer en binne 6 weke het ek agtergekom. Ek kan nooit weer teruggaan wat ek gedoen het nie, omdat ek soveel nuwe kennis ingewin het en ek wil dit gebruik om mense te dien. Ek wil in die tweede deel van my lewe van sukses tot merkwaardigheid. Hulle praat van in Engels van I wanted to move from success to significance in ander mense se lewens. En ek het myself toe teruggekom en geposisioneer in 2021 die 1 April, April Fool's Day, het ek unlock begin en ek het myself geposisioneer as 'n ou wat nie net vir jou sê wat om te doen in terme van jou strategie nie, maar ook jou te help om die strategie te implementeer, want dit is eintlik die moeilike deel van strategie. Maar goed,
kom ons vinnig vorentoe in Augustus 2022, Ja. word ek uitgenooi na 'n mannekamp, ons is by Doxa in Brooklyn, Yes. en ek besluit om te gaan, en anders as my eerste keer toe ek die Here aangeneem het in 2001, ek onthou nogal datums, Ja. 15 Maart 2001 in die Rembrandtsaal, Yes. en dit was, ek gaan nou aan sy naam kom, het 'n altar call gedoen, en ek het my lewe in die Here geneem, maar daar was backsliding, ek moet dit erken. Wat se gemeente was dit? Sorry Dit dat was, dis die een op die hoek van Solomon Maslangu en Graham Road, Linwood wat Graham word. Nie CRC nie. CRC. Was dit CRC? Pastoor Boshoff. Ja, Ad Boshoff. Ja, so hy het in die Rembrandtsaal 'n altar call gedoen, en ek het daar Regtig. die stoel, die stoel het so gebrand onder my, ek kon nie help om op Dit te het staan. gesê, die stoel gaan so onder jou begin brand. Omtrent so iets daar. En maar daar was backsliding. Die wêreld eis sy tol. Hy hou veral van mans. Ja. Die wêreld hou daarvan om mans aan te val. Absoluut. En veral huwelike, en ek verduidelik dit altyd so. Ek en Karin het nooit kinders gehad nie. En ons het toe besluit, maar dan gaan ons die gelukkigste huwelik wat ons menslik moontlik kan hê, gaan ons hê. En ons glo ons het. Ja, want julle is net accountable aan mekaar, né? Ons is net aan mekaar. So jy het geen verskoning nie. Daar's geen verskoning vir my om nie 'n date night te hou een keer 'n week of een keer in 2 weke nie. Daar's geen verskoning om vir my vrou te luister en in die oë te kyk as ek met haar luister en haar toelaat soos wat vrouens nodig het om, ek het een keer gehoor, jou rol, glo dit of nie manne, is daai garbage truck, hy's leeg, en as jy by jou vrou gaan sit, is jou enigste doel om alles wat sy mee moes handel in die dag, wat ook insluit rommel, in jou te kom damp. Dis nie om vir haar dit terug te gee, en dis ook nie vir haar advies te gee. En die kere wat ek en Karin deurbrake het, is as ek net my rol net luister. As 'n rommeltrok aanneem, net amper soos die pyp. En ek aanvaar net my rol, want sy het nodig, en ek sien dit elke middag wil sy 'n stap gaan doen met die honde. Gaan stap ons in ons sekuriteitskompleks, en dan luister ek net wat sy sê. Sy wil nie advies hê nie. Sy wil net 'n klankbord hê, 'n plek waar sy al die rommel, al die aanvalle wat op haar plaasgevind het, oor my kan, en ek sal dit dan prosesseer en verwerk. Dis my rol. So ek's 'n geleibuis, en ek is 'n rommel versamelaar. Ek dink baie man sukkel met dit hoor. En ek self, ek is een van hulle. Verstaan, ek dink want ons is so gewire ons is almal eintlik fixers, right? En ons is almal ons wil die probleem oplos. En ons voel baie keer ons vrouens kom na ons toe om die probleem op te los. Want dis ons eerste neiging is soos okay, wat kan ek doen om dit, en dit kom uit goeie intensie uit. Maar ek dink dis 'n goeie voorbeeld van hoekom daar gesegde is. The highway to hell is paved with good intentions. Verstaan, want baie keer is dit soos jy sê, dit bring net skade en verwoesting. En baie keer is dit soos ek het dit onlangs begin toepas in my huwelik, wat ek, as sy begin praat, dan sê ek soos, okay dude, gaan nou Afrikaans gebruik, hou jou bek, en luister. En hoe moeilik dit ook al is, sê ek niks. Behalwe as ek regtig voel die Gees lei my om iets te sê. Maar in daai oomblik, dis soos wat jy nou aan die begin gesê het, more of you, less of me. Want as ek myself nou hier gaan voorsit, gaan dit ontaard in ietsie wat sy nie wil hê of ek nie wil hê nie. En dis die realiteit is eintlik nie een van ons soek daai fight nie. Niemand soek 'n fight nie. Verstaan jy wil nie, dis nie lekker om met jou vrou te rusie te hê nie. Dis nie lekker om nie met haar te praat vir 2 ure en nog steeds verby mekaar moet skuur in die huis. It's not nice. Verstaan? Comment, los vir ons 'n opmerking as jy dink dis cool, want ek dink nie daar's een man wat dink dis nice om dit te hê nie. Verstaan? En die Bybel was so duidelik oor sulke goed, soos ek dink daai versie wat sê soos moenie kwaad gaan slaap nie en sulke goeders wat ek dink so uiters belangrik is. Jy weet, en dan selfs die een wat sê moenie na die altaar toe kom met jou offer as jy iets teen jou broer het nie. Gaan maak dit reg en dan kom jy terug. Dan bring jy jou offer. Want jou offer gaan niks beteken as jy dit nie uit 'n plek van, kan ek sê, no garbage doen nie. Verstaan? Maar ja, sorry, ek het jou nou nie rede geval. Dis net vir my heavy cool punt. Dat ek dink soveel mans moet ernstiger begin vat. En ek sien die verryking wat dit bring in my verhouding. En ek het 'n lang ways te go met my vrou, verstaan?
Ons is nou al 13 jaar getrou en ek leer die hele tyd hoe om al beter te hanteer. Want ek val baie meer as wat ek sal like om te admit. Maar ja, ek wil gou teruggaan, Leander, na 2 punte toe. Die een was die lang werksdae, want ek dink dit is ook 'n belangrike punt, wat ek dink baie mans agterweg kry, en selfs ek en jy daaraan gepraat toe ons koffie gedrink het van, wat was daai gesegde wat jy gesê het? John Maxwell. Ja, busy with the God. Ek dink, ekskuus, Nee, go for it. So ek lewe, ek probeer regtig my lewe rig op wat John Maxwell gesê het. No measure of success at work can make up for failure at home. Ja, okay. Dis nie eens een waarna gedink en die maar ander is is besig met die dinge van die Here in plaas van om myself besig te hou met die Here van die dinge. Yes, amen. En ek ken mense wat leuke pastore is, wat formeel aangestelde pastore is. Ja. Wat so, en dis 'n aanval. Ek glo nie dit is hulle bedoeling nie. Weer eens, hulle bedoeling is om die Here te dien, maar hulle is so besig met die dinge van die Here, hulle kom nooit by die Here van die dinge uit nie. En in Augustus 22 het die Here net vir my gesê, jy het nou 'n geleentheid. Jy weet jy het gebackslide. Jy het 'n geleentheid om opnuut, en ons was weesgerus toe. En ek het sonder dat dit 'n emosionele altar call was, want die eerste keer moet ek erken dit was. Ek was oorweldig deur die emosie. Ek het die oggend vir my baie goeie vriend AJ Sutton 'n boodskap gestuur en gesê, ek wil hê jy moet my vanaand voor die altar call Sondag, Vrydag aand al, gaan ek en jy, en dit was in Augustus, in die swembad, gaan jy my weer doop. En hierdie is 'n bewuste, dis 'n kognitiewe besluit, dis nie 'n emotiewe of 'n hartsbesluit nie, alhoewel my hart natuurlik, our thoughts form part of our thinking, and our thinking forms part of our thoughts. Maar ek het toe daai besluit gemaak, want ek het net besef, ek kan nie op my eie so aangaan nie. En daar's nie 'n ding wat jou vinniger op jou knieë dryf is om 'n nuwe besigheid. Miskien het jy dit al ervaar, jy het self met my gedeel. Daar's niks wat jou so op jou knieë hou self, en net as jy dink, eers nou het ek my neus so oor die kant gedruk, dan pluk hy, en dis 'n goeie ding. Ek dink ons manne moet op die grond bly, ons moet gegrond bly. Maar daai het my weer net teruggebring om te sê, dit was 'n wonderlike ervaring, en dit was net ek en AJ. Daar was nie 'n skare nie, dit was nie nodig nie. Die Here was teenwoordig, en dis al wat nodig was om my net weer terug te bring op my plek. En nou, elke geleentheid wat ek kry, ek het gistermiddag met 'n bietjie, noem dit maar, executive coaching, wat ek nie regtig doen nie, want ek werk met spanne in firmas, want ek help hulle met die implementering van hulle strategie, maar daar is 'n mate van coaching, en ek hou daarvan om 'n coaching hoed nou en dan aan te trek, hoofsaaklik omdat my rol is baie meer impakvol as ek luister na wat die persoon sê, en ek help hulle met goeie vrae by hulle eie antwoord uitkom, in plaas van 'n mentor wat vir jou sê wat jou probleem is, vra, of wat die oplossing is trouens, vra 'n coach vir jou, wanneer jy is die oplossing. Jy is eintlik meer 'n guide, nee. Ek is 'n gids. Ek noem myself 'n accountability partner of 'n accountability guide. So ek hou vriende se kinders accountable, verantwoordbaar is die goeie Afrikaans vir 'n verskeidenheid goed, maar kinders hoofsaaklik lees, en dis ook mal was toe ek daar in jou kinders se speelkamer inloop en ek sê cool kids read books. En ek dink ons kan begin by as jy wil weet watter boek, dan wil ek vir jou sê, begin met Spreuke, die beste wysheidsboek wat nog ooit geskryf is. Daai boek is so vol besigheids insig en wysheid. Jy hoef nie eers vir John Maxwell of Jordan Peterson te gaan kyk of luister nie, begin net by Spreuke. Ek sê hoorie, en nog 'n ding wat ek aan wil raak is wat jy wat opgekom het in jou intro was eintlik op hierdie selfe punt van dat ons so besig raak, want ek het vir jou ook genoem dat ek voel partykeer, en dis hoe ons by daai ding uitgekom het, dat ek voel partykeer ek is so besig met bediening dat ek vergeet om by God uit te kom. Jy weet, en ek kruip daar agterweg. Baie keer gebruik ek dit as 'n verskoning om by my familie uit te kom, of by my aandag te gee aan my vrou, of aan my kinders aandag te gee. En jy weet, ek sê dit nou ligtelik, ek is by allerlei aktiwiteite, ek is altyd daar, ek probeer 'n punt daarvan maak om dit te doen, en soos altyd daar te wees as ek kan. Trouwens, jy het my gesê vanmiddag, daar's 2 is al rugby. Ons moet nou 'n bietjie vinnig maak. Ons rugby en netbal.
So maar ek dink dis so maklik vir ons om dit nie net te gebruik as 'n skild nie, maar om dit te gebruik as 'n identiteit. Ja. En om soos vir my nou die identiteit op te neem en amper soos jy nou sê die hoed aan te trek van ek is 'n nuwe bediening voltyds. En it's not good enough. Verstaan, ek dink soos ek praat gister met 'n pa van my, sy pa se pastoor, na hulle die bediening vir 40 jaar. Die oomie is naby aan aftree, maar hy sê sy pa bel hom die laaste ruk baie en sê vir my ek is gatvol. Ek is gatvol en ek dink soos hoekom? Verstaan hoekom? Hoekom is die en ek het niks teen die oom nie. Ek ken hom nie baie goed nie, maar ek weet sy hart is goed en hy doen goeie werk in sy gemeenskap maar dis presies daai hele ding van die werk het jou identiteit. Ja. Dis my teorie. En ek dink dis die probleem is en almal van ons hardloop dieselfde risiko. Is soos jy wat keelvol geraak het om 'n prokureur te wees. Want jou identiteit was daarin aangeheg tot 'n groot mate en ek wat gatvol was om by die bulle te werk byvoorbeeld. Of wat ook al dit nou mag wees, jy weet fill in the blank. Maar ek dink dit is so maklik vir ons om want wat is die eerste ding wat 'n ou jou vra as hy jou ontmoet? Hey, ek's Adrian, wat doen jy? Dis nie dis nie wie ek is nie, maar dis wat ek doen. En ek dink dis so belangrik, daar's 'n goeie en belangrike onderskeid wat daar moet gebeur van it's what I do, it's not who I am. En ek dink soos baie keer Louis Giglio het eendag gesê en ek hou daarvan wat hy gesê het. Hy het gesê God doesn't care as much what we do, he cares more about who we are. En toe sê ek soos, dis vir my nogal cool, want as jy reg is, gaan jy reg doen. En ek dink ons probeer baie keer jump the gun, ons probeer reg doen sonder dat ons reg is. Baie goeie insig. So, maar ja, sorry, ek wou dit net noem, want ek dink daar was 'n identiteitskrisis en ek ervaar dit nou self in my lewe met die bediening en goed, as ek soos, dude, kom bietjie weg agter hierdie skerm van jou en kom by God uit. En laat hy jou lei. En so clarity is ook mooi maar clarity dink ek kom net van die gees af. Absoluut. Dit is nie 'n human intellectual ding nie, as ek dit so kan stel. Nee. Die insig wat ek gekry het om te beweeg van success to significance, van sukses en hoe jy dit ook al wil definieer, jy kan, as jy wil, kan jy dit aan geld, dis die laaste ding waarna ek het definieer. Op die oomblik definieer ek my sukses aan hoeveel diskresionêre tyd het ek. Hierdie is vir my rykdom. Die feit dat ek 'n broer wat goeie werk doen kan help en kan ondersteun deur net met hom te kom gesels en 'n lekker koffie te drink vandag. Cheers. True wealth is discretionary time. Vergeet wat jou balansstaat sê, want kyk 'n bietjie hoe vervullend voel discretionary time as jy dalk 'n klip uit die pad gerol het vir iemand of net gaan help het. Jy hoor 'n ou trek en jy gaan help hom net vir 'n uur om 'n paar bokse te laai. Versus die balansstaat, of hy nou goed of sleg lyk, albei van hulle hou jou wakker. Ja. Ek wil aansluit by wat jy gesê het, die besig wees, die hard werk. Natuurlik, ons moet die woord sê, dis weens die sondeval dat ons nou moet werk, maar aan die ander kant, work can also be worship. Ja. En ek het gevind, die oomblik toe my kop skuif na work, your work is worship, en toe ek gister met iemand in 'n coaching gesprek 'n geestelike konnotasie kon maak met jou talente en wat in Matteus 25 staan. Om nie jou talente te gaan begrawe nie, maar dit te ontbloot. Dan kan jou werk worship raak. Dan voel maandag nie soos maandag altyd gevoel het nie. Ek kan julle die versekering gee. Die oomblik toe ek worship as worship sien, spring ek maandagooggend uit die bed uit, behalwe vir die feit dat Karin my die bed uitskop, want ons het 'n gym afspraak op 'n 7 uur maandagooggend. Ek spandeer tyd in die oefen ook saam met haar. Maandag, Woensdae is nie onderhandelbaar nie. Ek oefen en ek ry fiets saam met my vrou. Behalwe vir dit kan ek nie wag om te werk nie. Trouwens, ek werk al bietjie Sondag middag skelm, want ek kan nie wag tot Maandag nie. So opgewonde is wat ek doen en dit was nie altyd so nie. Ek is nie 25 en naïef nie. In fact, vat 'n raai. Kom ons doen gou 'n poll. Hoeveel mense dink ek is oor 45? Ek moes geskeer het, dan kon jy dit op 'n dag gekil het. Maar ek is jonger as ek. Ek dink jy lyk en af. Ek is 53. Ek is 53 en ek is so spyt ek het nie hierdie insigte vroeër in my lewe by uitgekom nie, maar wat jy nou gesê het, het my laat dink aan 'n skrif wat ek 2 weke terug gelees het.
dit was op die Bible Project, het ek aan tyd gespandeer in die woord, en toe sê Jesus vir Martha of Maria, jy het jouself so besig gehou, maar kyk vir my, is dit Maria? Martha is die een wat by sy voete kom sit het, of is dit andersom? Jesusie, nou is ek ook de mekaar. Okay. Maar either way, dis daai twee vrae. Help ons asseblief. Ja, asseblief. Sit dit in die comments. Nou is ek ook de mekaar. Die Ek een dink wat- Maria is die een wat gewerk het. Die een, kom sê dis Maria, Ja. en Martha het net by die Here se Yes, voete ja. kom sit. Ja. She just abided, she dwelt in his presence. En dis hoekom Giglio sê, dis baie belangriker wie hy is. Dis ek is iemand wat by die Here se voete sit en luister en in sy woord tyd spandeer. Ja. En natuurlik werk ek nog steeds, miskien 14 ure 'n dag. Ja. Maar my most important hours, soos wat Buck Jacobs, wat C12 begin het, 'n organisasie waarby ek 'n jaar lank, laas jaar die voorreg gehad het om 'n lid te wees. Buck Jacobs sê, daai first fruits, eerste uur, so ek het 'n recurring invite op my foon gesit, sodat ek nie vergeet nie, want glo dit of nie, maar ek vergeet ook. Most important hour kom op, ons het in die somer is dit 5:30 tot 6:30, of in die winter 6 tot 7, Ja. en daai moet gebeur, en as daai nie gebeur nie, is my dag op sy kop. Ja. Dis daai, en of dit nou is, jy luister praise and worship, of jy lees die Bible Project, ons het soveel hulpbronne, ons het eintlik nie meer 'n verskoning. Ja. Al wat ek vir mense sê, onthou nie weer eens met die dinge van die Here in plaas van die Here van die dinge, en dit kry 'n mens net deur sy woord te bestudeer. Absoluut. Die apps en so is maar net hulpmiddels, ons moenie Ja. dit vervang met wat die woord is nie, maar Ja. ja, Nee, maar ek like wat jy sê, en ek dink aan iets wat John Eldridge ook gesê het in een van sy podcasts, is hoe jy tyd met God spandeer lyk anders die hele tyd, verstaan? En ek dink die belangrikste ding is, soos jy nou sê, jy sit 'n tyd uit vir hom. En ek het actually nou, jy nou sê van Jordan Peterson, hy sê actually in hierdie video, vra iemand vir hom soos, define worship, hy sê, waar is jou attention? Dis worship, en ek soos, dis heavy cool, want baie keer is my, en dit is presies wat ons nou van praat, is, waar is jou attention? Ons attention is by die ding wat ons moet doen, nie by vir wie ons dit doen nie. En identiteit speel 'n massiewe rol in daai storie wat jy ook nou van gepraat het, van Martha en Maria en Jesus, want die sources is verander, dit is anders. ja, Die een kry identiteit uit wat hulle doen vir Jesus, en die een het identiteit by hom gekry. Precies. En dis eintlik wat hy vir ons daar sê, is, ek soek jou net hier by my. Dan gaan jy alles hê wat jy nodig het. Hy sê dit inteendeel later vir die vrou wat ons nou nie kan noem nie, die een wat werk. Ja, maar ek dink is Martha, maar in elk geval. Hy sê dit eventually vir haar. Soos en dis vir my so mooi, want ek dink ook soos baie keer word ons so religious in wat ons doen, en ek dink ook aan daai storie waar die twee ouens in die tempel staan, die fariseer en die heiden basies, en die heiden slaan op sy bors en hy sê, vergewe my net, ek is nie goed genoeg vir u nie. ja, En die ander een sê, ag dankie Here, hy praat actually met God, en hy sê, dankie Here, dat ek nie soos hierdie ander mense is om my nie. En Jesus sê, wie dink julle het geregtig al weggestap? Die een wat daar, jy weet, daar uitgestap het en met trane in sy oë en sy hand op sy bors, want hy soek God. Hy soek nie wat saam met God kom nie. En dis die ding is ons soek God en ons kry geregtigheid. Ons kry abundance, ons kry justification, ons kry al daai goed. Nie omdat ons soek hom nie vir dit nie, ons kry dit is deel van die package, dis die gift. En dis vir my so mooi, want ek dink ons mis dit partykeer, verstaan ek, en oor die talents ding, wat ek en my vrou het vanoggend hieroor gepraat, ek sê vir haar, ek wonder partykeer, die laaste dit leer die Here dit, jy weet op my hart, soos, is ek besig om die regte goed te doen? Is ek besig om in my regte talents te operate? Nou, wat vir my so cool is van my storie is die nommer. ja, Nommer 10, 5 en 1. ja, Verstaan? Die een ou se werk moes eintlik baie makliker gewees het. As jy nou daaraan dink. Want hy het een talent. Hy het net een ding wat God vir hom gegee het en gesê, hierso, woeker met hierdie. ja, Nee? Die ander het 5 goed waarvan hy moet kies. Die ander het 10 goed waarvan hy moet. Nou ek weet dit was geld, maar ons kan dit jy weet opbreek in soos wat ek en jy nou praat in experiences in talente, in actual fisiese talente. ja, En ek sê vir ons, soos, ek wonder, ek dink meeste van ons operate hier in hierdie 5 area.
min van ons steek ons talente weg. Ek dink al is baie mense wat dit doen, maar ek dink die meerderheid is hier by 5. En die meerderheid is hulle het 3 of 4 goeders waaraan hulle goed is en confident is en hulle operate in dit. Maar dit is dalk nie waar die blessing lê nie. Die blessing lê dalk by daai 5de een. Ja. Wat jy onderdruk want jy's bang vir hom of jy het vrees vir hom of wat ook al. Jy hoor wat ek sê. En ek sê vir haar, ek wonder want sy sê vir my sy raak so excited as dit kom by fashion. En ek sê vir haar, maar ek dink dis 'n talent. Soos jy voel nou al so lank dat jy iets moet doen in dit. Hoekom doen jy dit nie net nie? Want as dit van die Here afkom, gaan daar blessing op dit wees. Want hy wil jou gebruik daar en hy kan jou gebruik daar en dis hoekom hy dit vir jou gegee het. Dis net vir my cool dat jy die talents opgebring het want ek dink dit is so daar's soveel diepte in die woord. Dis baie eenvoudig en is geskryf vir enigiemand om te verstaan. Maar as jy actually dis soos Psalm 1 wat sê die wat jy weet as jy jou die een wat die woord studeer en bedink dag en nag sal soos 'n boom wees wat by waterstrome geplant is. So as jy regtig in dit ingaan en in dit induik en God gaan soek in dit en sy wysheid gaan soek in dit, dan is dit insane. Dis die coolste boek. Dit het oorlog, dit het verstaan, dit is intrige, misterie. Ja, ek verstaan nie. Mense love Game of Thrones, maar jy lees nie die Bybel. Dis die coolste stories. Daar's magic in die Bybel, daar's sorcery in die Bybel. Ja. Verstaan, daar's alles wat die Hollywood gevat het en gekorrup het eintlik. Ja. En dis klaar in die skrif. En maar vir een of ander rede kyk mense die skrif oor en selfs ons. Ek is baie skuldig, ja. Ek wil die manne wat kyk hierna net aanmoedig. Een van my talente is positivity. Dit beteken ek is 'n natuurlike aanmoediger, encourager. Ek probeer en sê vir my, man, jy sien die glas volledig vol. Half vol met water en die ander helfte het water in. En dit is lig in, ja. Lig in, water en lig. So hy's propvol. Ja. Maar as ons mooi daaroor dink, dit klink nou wonderlik hierdie. En dan sê vir my Leander, jy verstaan nie my lewe nie. Jy verstaan nie die druk waaronder ek is finansiëel. Derhalwe gaan dit nie goed met my huwelik nie, want ek voel sleg. Ek kan nie met my vrou praat hieroor nie. Nou met wie praat ek? Daar is manne wat graag net 'n oor vir jou sal wees, maar ek dink ek wil julle net aanmoedig en as jy when you've come to your wits end, gaan spandeer net tyd in die voete van die Here in sy woord. Ek het nog nie een keer wanneer ek voor 'n kruispad gestaan het en gewonder, nie 'n duidelike antwoord gekry, nie oorbaar nie, maar definitief, maar ons moet die boek oopmaak, guys. Ons kan nie sê jy wag vir die Here se woord, maar kyk na die agterkant en die voorkant. Ons moet daai boek oopmaak. As ek net dink aan toe jy nou gesê het, kom Matteus, ek dink is 6 vers 33, soek allereers die koninkryk van God. Daai skrif het 'n wonderlike ou, sy naam is Vanus, een van die eerste manne Bybelstudies wat ek by HBC by Tikkies bygewoon het op 'n Vrydagoggend 6uur. En Vanus het vir ons lekker koffie gegee en ek hoop hy kyk die video en alle eer aan hom. Vanus is hy in Stellenbosch. Ek wonder of hy nie dalk daar is nie. 'n Bietjie ouer as ek. Hy was by HBC. Hy was die academy director by HBC. Ek ken hom dalk. En hy het vir ons daai skrif. As ek hoor Matteus 6 vers 33 en dit is so. Ons moet net die koninkryk van die Here gaan soek. Allereers en al die ander goed kom by. Maar dis ons soek die ander goed en dan mis ons die koninkryk. Koninkryksgeleenthede, hierdie is wonderlik. Dis so 'n wonderlike platform wat jy geskep het hierso om. Want ons leef maar op ons fone, man. Of ons nou daarvan hou of nie. Maar kom ek gee vir julle 'n uitdaging omdat ek hou van uitdagings. Probeer die volgende, Leander se digital detox. Vrydag aand, mits jy nie lewens red nie. Daar is 'n bietjie van 'n klein uitsondering. So as jy nie soos my buurman is wat lewens red en 'n chirurg is of dalk in die paramediese dienste of so iets nie. So ek wil dit net byvoeg. As jy by jou vroutjie en jou kinders is, Vrydag aand, vra vir jouself, hoe sal die huwelik en die verhouding lyk en ons tyd saam hierdie naweek? As ek my foon in die kar vergeet, hy loop af en ek haal hom weer Sondagmiddag uit. Maar manne,
begin like, doen dit net eers vir 3 ure, want ek wil nie onttrekkingssimptome hê en hy het my al van julle af wat kry. Ek kan nie sonder my foon leef nie. Ja. Ek moet vir jou sê, kyk 'n bietjie om jou en kyk hoe min kan mense 'n gesprek hê. Ons het nie een ons fone hier by ons nie. En kyk die diepte van die gesprek wat ons na gaan. Maar dit gaan nie so wees as daai, ek noem dit weapons of mass distraction. Yes, absolutely. And it's destroying our marriages. Daai ding wat se naam is selfoon. Hy moet vir jou werk, jy werk nie vir hom nie. En ek wil julle aanmoedig, so begin dalk net light Vrydag aand of middag tot die aand laat. Maar daar's geen rede hoekom enige een van ons 'n foon by ons moet hê as ons tyd saam met die belangrikste persoon op aarde kan spandeer nie, en dis ons vrouens. As ons net met baby steps, klein goedjies begin, ek noem dit hacks. Dis 'n hack. Gaan sit hom in jou. Die wêreld sal nie vergaan nie. Ek kan julle beloof, ek doen dit al 'n jaar. Ja. Ek het nog nooit 'n belangrike ding gemis nie, want Karine het haar foon en as iemand dringend my soek, sal hulle op die eind my in die hande kry. Ja. Maar dit het die diepte van ons gesprekke na 'n volgende vlak toe gevat. Dit het my bandwydte om tyd saam met die Here, want nou is die foon nie daar nie. Nou vat ek die papier, die woord en ek gaan en ek gaan sit net op my lekker rusbank met 'n koppie koffie en ek het 'n retreat met die Here op 'n Saterdag en 'n Sondag van so 45 minute. Dat ek net stil is en laat hom toe. Maar daar's soveel geraas in ons lewens. En ons, soos Erik Kreur, 'n baie goeie entrepreneur in Suid-Afrika, het hom nog nie persoonlik ontmoet nie, maar ek het sy boek gelees. Die boek se naam is Dangerous. En hy sê, if action followed knowledge, we'd all have six packs. Met ander woorde, ons ken al die teorie, maar ons pas nie een ding toe nie. So hier is een ding vir julle om die naweek te gaan toepas. Digital detox. Dis baie cool, ek like dit en dis so waar daai of action follows knowledge. Want en ek dink so die skrif kom nou in my hart op wat ek dink is in Deuteronomium wat die God vir sy nasie sê, jy weet, ek gaan vir hulle praat eintlik of is in Jeremia wat hy praat van die covenant, die ou covenant en die nuwe covenant, en hy sê ek gaan vir julle 'n nuwe covenant. Hy voorspel eintlik Jesus se koms. Maar hy sê die wet gaan nou nie meer oor julle wees nie, die wet gaan op julle harte geskryf word. En ek dink soos God het daai uit ons weet wat is reg en verkeerd. Verstaan? Dis hoe 'n ateïs kan sê ons moord is nie goed nie. Verstaan? Of hy nou hy glo nie in die God van die wet nie, maar hy glo in die wet. Verstaan? Hy glo dat moord is nie goed nie. En maar in elk geval, ek wil nou nie in ateïsme ingaan nie, maar ek besef net soos dis so waar wat jy sê, ons het die kennis, ons weet baie keer wat ons moet doen, maar ons kies altyd die maklike. Nie altyd nie, meeste van die tyd kies ons die maklike ding. Want die maklike ding is om in die bed te gaan klim langs jou vrou en te gaan scroll op Facebook of op Instagram of TikTok of whatever it is. En die moeilike ding is om met haar te lê en gesels. Exactly. Maar soms vir my, ons soek altyd die easy life, né? Ons soek die comfort. En God roep ons weg van die comfort af. En want hy weet dis waar die adventure is. En die adventure is soveel meer verrykend as die easy life. En ek dink nou aan daai, het jy al ooit daai movie WALL-E gekyk? Nee, ek dink nie. Daar's so 'n kinderfliek, nee. Jy het nou nie kinders nie, maar dis hier hoekom. Dead giveaway. Maar daar's hierdie storie van hierdie, dis nou in die future en naas en dis nou apocalypse en die mense moet vlug van die aarde af. Jy weet mos nou die age-old story van die aarde gaan vergaan, wat hulle ook van die Bybel af kry. Maar nou is hulle almal in space. Maar almal is net letterlik soos doen jouself 'n guns, gaan kyk die movie. Goed. Nee, en soos al die mense is in hierdie spaceship, maar hulle is oorgewig want hulle doen niks. Hulle lê letterlik op Lilo die hele tyd en daai Lilo word deur die skip vervoer deur electric fields of whatever. So hulle en hulle kos word vir hulle gebring, so hulle en hulle eet nie meer nie. Dis alles word deur 'n strootjie. So alles is milkshakes. Nou dink ek soos eerstens dis weird dat hulle dit in 'n kindermovie sit. Maar dit is eintlik dis die waarheid. Dis hoe dit gaan wees sonder God. Dit is eintlik wat die wêreld sou gewees het sonder God, sonder die wet wat op ons hart geskryf is, sonder dat die enige iets doen wat op ons hart gelê word, want die positiewe kant, die glas half vol en die lig, die ander helfte is
baie keer maak ons tog die regte besluit. En ons sit tog ons fone neer. Ja. En ons tel tog die Bybel op. Ja. En ons gaan sit tog voor ons vrou en ons sê vir haar, okay, ek luister. Of kom ons gaan op 'n date night. Of kom ek vat my laaitjie om bal te gaan skop op die veld. Jy weet, al wil jy nie. Al wil jy eerder by die huis sit en 'n movie kyk. Dis die beter ding om te doen vir jou en jou kind. En daai ding is om die ding te gaan doen wat die moeilikste is. Ja. En ek besef soos eintlik iets wat jy nou gesê het oor die coaching. Ek dink aan daai movie. Hier kom baie thoughts op julle. Maar ek dink aan daai movie The Blind Side van Sandra Bullock wat die ouetjie aanneem. Die voetbalspeler. Die voetbalplayer. Ja. En daar's een lyn in daai movie wat my so geraak het, nee, ek het sommer begin huil in hierdie fliek. Wat die haar vriendinne vir haar sê, "Jy's dit so nice van jou om hierdie kind in te geneem het en jy's so goed vir hom." En sy sê nee, julle besef nie. Hy's baie beter vir my as wat ek vir hom is. Dit het my meer verander as wat sy impak op my lewe het my baie meer verander as wat my impak op sy lewe hom verander het. En ek dink dis die ding. Is soos die ding wat die moeilike ding is om te doen, is die ding wat jou die meeste gaan verryk. Ja. En ons hardloop weg van dit af. Ons hardloop weg van verryking af, want ons soek daai instant gratification. En dit is wat 'n foon is. En ek dink dit is een van die grootste wapens van die vyand in die modern day. Is instant gratification, online shopping, alles word by jou deur afgelaai. Checker 60, ek love Checker 60, maar nog steeds. Convenience is amper 'n enemy of the kingdom. As ek dit so kan stel. Ja. Ek dink wat Sandra Bullock daar ontdek het sonder dat sy dit dalk bedoel het, is sy die koninkryk gaan soek. En toe word al die ander dinge vir haar gegee. Sy het daar die koninkryk gaan soek deur minder van haarself te wees. Want jy kan sien in die fliek, hulle is baie wel af, hulle kan dit bekostig. Maar sy het haar geestelike oë het net oopgegaan en gesê hierdie kind het 'n geleentheid nodig en hy gaan dit nie kry nie. En sy het die verantwoordelikheid, she stepped up to the plate. Sy het verantwoordelikheid geneem. En ons as mans kan verantwoordelikheid neem vir 'n gelukkige huwelik. En ek wil met julle 'n waarheid deel wat my lewe verander het en wat ons huwelik verander het. En ons huwelik was regtig nog nooit omdat ons net op mekaar aangewese was. Was ons huwelik nog nooit op 'n plek wat ek regtig kan sê dis nou sulke tyd nie. Maar couples that pray together stay together. Ek kan nie vir julle sê wat dit vir ons beteken het nie, want jy gaan slaap partykeer en dan sê die woord en dan is ons nie gehoorsaam aan die woord en ons gaan slaap sonder om 'n ding op te los, maar daai volgende oggend het jy weer 'n kans. En daar's niks wat jou so kwesbaar maak soos jou oë te sluit en vir jou Vader in die hemel te vra om jou te vergewe en dan jou vrou daarna in haar gesig, want onthou in die eerste plek sondig jy teen hom, want 'n deel van hom is in haar. So as jy ongeduldig is met haar, is jy eintlik ongeduldig met die Here. Dink daaraan. Ons is in sy beeld geskape. Daar's 'n deel van hom in ons geplant. Maar daar's niks wat jou meer uit jou gemaksone gaan vat, maar wat jou gaan verryk en vervul en in jou plek gaan laat staan as 'n man, as om met jou vrou te bid elke oggend as jy dit kan doen. Al moet jy haar wakker maak en jy gee vir haar 'n soen of 'n koppie koffie en jy laat haar weer slaap as sy kan daarna slaap. Sy sal jou bedank daarvoor. Sy gaan 'n bietjie grumpy wees, dalk die eerste 2 kere. Sê vir haar, hierdie is soos medisyne. Hierdie is goed vir ons. Couples that pray together, stay together. Ek het vroeër, net by wyse van om 'n beeld vir julle te gee, ek en Karin het onsself so gesien. Ek en sy is hier en God is in die middel. En ongelukkig, en ek sê dit met baie deernis en respek, ek het 8 peetkinders wat ek baie lief vir is en ek sien hulle gereeld. Maar wat kinders moontlik kan doen, is dit. Hulle kan 'n wig tussen ouers indryf en kyk wat gebeur. Hoe verder ons van mekaar af raak, verder raak ons naderhand vir die Here ook. En kinders is 'n absolute seën. En terselfdertyd gee dit ons nie 'n verskoning om op te hou werk aan ons huwelike nie. Want 'n gelukkige kind is gewoonlik die produk van 'n gelukkige huwelik, waar daar baie streng speelveld was, en hierdie aand is mamma en pappa se tyd. Hulle gaan jou bedank as hulle 18 is, as jy 'n date night gevat het. Daar is goed soos au pairs. Daar is goed soos ander mense in jou gemeente, in jou gemeenskap, en bure wat sal met vreugde na jou kinders vir 'n uur of 2 kyk. Want daai massiewe belegging, 'n date night, het ek
Bruce Wilkinson, toe hy in Suid-Afrika was, by Morletta Kerk, het hy gepraat van 'n date night, en ek het toe gesê, is nog voor ek en Karin getroud is. Ja. Sy sê vir my, nee, so dinge hier aan by die kerk. Ja. Toe ek gaan sit, toe hoor ek nie, ons praat nou oor huwelik, kyk was so, sorry. Maar wat ek daar uit geneem het, was so krities belangrik, en in die 22 jaar wat ek gepraktiseer het, het ons 3 aande in 'n maand, 'n Dinsdag aand, het ons Brooklyn Mall toe gegaan, toe daar nog Cinema Navou was, het ons 'n kunsfliek gekyk en dalk 'n koffie gaan drink, nie altyd iets geëet nie, net daai syt geweet, 1 keer 'n week, is my fokus 100% op haar. Dit was die grom wat ons huwelik aan mekaar gehou het vir 20 jaar. Ja. Ek dink en nog steeds doen. Ek dink dit is so belangrik, want ek besef, soos jy praat, besef ek, dis eintlik al wat hulle wil hê. Verstaan, ek sê nie hulle is oppervlakkig en eenvoudig nie, maar ek dink net soos dis wat 'n vrou van haar man soek, sy soek sy aandag. Sy soek sy liefde. Ek het die ander dag 'n frakkoel gekyk van 'n ou wat sê soos bietjie die skrif wat Paulus praat van die huwelik bietjie oopbreek, en hy sê maar soos ons moet besef, 'n man soek nie liefde nie, 'n man soek respek. Want dis wat die woord sê. Die woord sê submit yourself. Submission beteken nie jy sit jouself onder hom nie en jy's minder as hy nie. Dit beteken jy respek hom en ek besef dit ook, want 'n vrou soek 'n leiding. Sy soek visie in die huwelik, sy soek visie in die huishouding, en dit moet van die man afkom. En sy moet dit respek, right? En 'n vrou soek liefde. En wat is liefde? Dis tyd en aandag en fokus, en dis presies wat ons nou gesê het. Wat is worship? Where's your attention? Ja. Nee? En ek dink net soos, hoeveel van ons, want die Bybel sê vir ons, manne, julle moet julle vroue lief hê, soos wat Jesus die kerk, die liggaam lief het, en ek dink soos, hoeveel van ons kan regtig dit sê? Hoeveel van ons kan sê, ons is bereid om gekruisig te word vir ons vrouens? Want dit is ultimately wat die Bybel sê, hoe ons vrouens moet lief hê. En hoeveel vrouens sal buite om dit na hulle kant ook te gooi, respek hulle mans, ten spyte van die bad stuff wat hulle al gedoen het, of die slegte besluite wat hulle al gemaak het. Daar is nie voorwaardes nie, en dis die mooi ding wat daai ou toe vir my so of wat hy gesê het, soos, die Bybel sê nie, respect your husband until, of whether, or if, die Bybel sê, respect your husband, en die Bybel sê nie vir die man, love your wife, en hier is die brackets nie, hier is die boksie. As sy nice is met jou. En dink aan, man, soos Jesus die kerk lief gehad het. Hoe is die kerk teenoor Jesus? En ten spyte daarvan dat ons hom ongehoorsaam, dat ons partykeer nie vir hom luister nie, dat ons partykeer selfs blasfeem dalk, en selfs die pot heeltemal mis het, en die lelikste goed kwytraak, het hy ons nog steeds lief. En hy betoon nog steeds sy liefde aan ons. En dit is so mooi. En ek kan 100% sê, I'm not there. Maar ek weet nie hoeveel van julle wat kyk kan dit sê nie, maar dit is die goal. Right? Twee goed wat jy gesê het, het my opgeval, en dit is wonderlike insigte. Die een is ons vrouens, party van ons vrouens se liefdestaal, is nie BLOMME of GESKENKE, blomme en geskenke nie. Dis 'n kort woordjie, T-lang-I-D. Spandeer tyd, en ons kinders dieselfde. Die toespraak wat jy gaan hoor op jou kind se 18de verjaarsdag of hom of sy of haar troue, gaan nie wees, o my pa was so suksesvol en hy het hierdie kar gery en daai mooi geskenke en hierdie perd en hierdie vakansies. Dankie pa dat jy by elkeen van my wedstryde wat jy menslik moontlik by kon wees, was jy daar. Ek het dalk nie die eerste span gehaal nie, jy het nie omgegee nie. En so daai is om Jesus liefde in praktyk, en ek hou van praktiese goed, dis hoekom ek goed deel soos hacks. Bid saam met jou vrou, vat 'n digital detox. Okay? No measure of success at work and make up for failure at home. Ek sê vir mense, as jy wil weet of ek suksesvol is, in die markplek gaan vra vir my vrou, as sy sê sy ken my, sy weet presies wat in my lewe aangaan, beteken ek is besig om genoeg tyd aan haar te spandeer, en terwyl ek nog steeds woeker en werk en probeer. Ek gee nie nou meer om of mense dink aan Lak en Leander
is suksesvol of is 'n goeie maatskappy of maak impak nie. My werk is om by die huis daar, né? Koning, priester, profeet van jou huis. Dis al waarop ek fokus. En manne, net soos wat Adrian nou sê, ek kry dit nie altyd reg nie. Maar weet jy wat? Dan begin ek maar weer net maandag van voor af. Ja. Elke keer Ja. moenie jy hoor nooit die Here oordeel mense nie. He was soft on people and tough on sin. Wees tough op jou nie gedissiplineerdheid nie, maar moenie taai wees op jouself nie. Ja. Dis nie nodig nie. Ja. So dis tyd en aandag wat jy nou gesê het. Om iemand te luister, soos wat ek hopelik jou ervaring gaan dalk wees, uitgeluister sonder om my in die rede te val. Dit is 'n podcast, so jy verwag ook van my om te praat, maar ek het 'n rukkie terug vir 45 minute lank vir 'n vriend van my net geluister. En toe ek hom na die tyd vra hoe was dit, toe sê hy, dit was wonderlik. Nog nooit het iemand my probeer in die rede of nie so doelbewus my nie in die rede geval nie. Dit het my denke verhoog. Ja. Want vir party mense is om te luister en om liefde te toon of is amper dieselfde ding. Ja. Hulle kan nie 'n onderskeid daarin tref nie. Is om regtig aandag aan iemand te gee, is gelyk aan liefde. Ja. It's the highest compliment you can pay someone is to listen, to understand or to ignite their thinking, Ja. not to reload. Ja, ja, ja. Dis hoe ons maar partykeer luister. Kyk Ja. nou, ek wag net tot jy my 'n gap gee, dan gaan ek jou terug. Ja, ja. En die denke gaan onder toe. Dis die kwaliteit van denke gaan onder toe, wil daal. In plaas van jou doel as om vir jou vrou te luister is om haar te help om haar denke te kwaliteit te verhoog. Ja. Dis wat jy doen, is al jy nie in die rede val nie. Dis maar cool. Ek dink soos daar's 'n business practice ook wat hulle sê, jy weet as jy kon soos scatterbrein raak, gaan sit net en skryf alles neer op papier. En ek dink dis wat gebeur in so 'n gesprek. Is en dis hoekom jou denke verhoog actually is want jy maak spasie. Korrek. Jy soos jy nou nog sê het, jy offload die trash en dan begin actually die mooi goed deurkom, die goud, die olie, die goeie goed kom uit. Want jy het so baie en veral met mans. Ek dink dis hoekom ek meen die basis waarop hierdie show gefound is twee ouens wat gesit en koffie drink het en oor die Here gepraat het en ek vir my pel gesê het, dude, hierdie chats is wat mense moet hoor. Ja. Dis wat mense moet hoor, dat hulle kan sien dat mans is nie so bad soos wat hulle dink hulle is nie, want ons by mekaar kom, dan praat ons ook oor ons pyn en ons seer en ons hartseer en die goed waar ons sukkel en die plek waar ons kort skiet en. Maar daai gesprekke, ek moet sê, ek het dit nie meer so baie soos wat ek op 'n stuk het nie, maar ek mis dit, want in daai oomblikke, jy loop lig daar weg. Ek het hierdie een vriend, as ons gaan koffie drink dan, is dit altyd na die tyd soos 'n vinnige WhatsApp, soos, dankie, ek voel nou ligter. Jy weet, dis cool, that's it. Verstaan, en ons altyd kan offload, en ons altyd loop ligter af van weg. En dis die ironie, as jy offload op hom, Ja. maar hy loop ook ligter af weg. Ja. En jy loop ook ligter af weg. En ek dink dis wat gebeur in hierdie, soos jy sê, in hierdie tyd, wat jy net sit en luister, dis 'n blessing, man. Dis nie net 'n practice nie, dis 'n blessing. Daar's soveel seën in dit. En as jy kyk na hoe Jesus opgetree het, hoe baie keer het hy het geoperate uit vrae uit, né? Hoeveel keer het hy die Fariseërs vrae gevra, sy disippels vrae gevra, hoekom dink julle, wie dink julle is ek? Wie dink julle, wat sê die mense, wie sê die mense is ek? Altyd vrae gewees. Ja. Om mense te lei tot by hulle eie conclusions. En toe ek dink nou spesifiek aan daai een wat hy vir Caesarea Philippi is, wat hy vir hulle vra, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord hom en sê, okay, maar wie sê julle is ek? En Petrus sê, jy is die Messias, die seun van God. En hy sê vir hom, jy het nie hierdie ding, jy het nie self by hierdie uitgekom nie. Dit is aan jou gegee deur die Vader. En so Jesus het hom gelei na dit toe. Ja. En God het dit aan hom geopenbaar. En dit is beautiful. Hy het dit nie uit sy menslikheid uit besef nie. Dit moes deur die Gees kom. Ja. Net die Gees kon dit aan hom geopenbaar het. Hoe awesome is dit? Maar ja, in elk geval. Ek love hierdie chat. So is lekker. En ek dink as jy mooi dink oor wat ons nou gesê het oor luister, Ja. is
Jesus het hom nie heeltyd in die rede geval nie. Hy het hom toegelaat om hierdie ding self te ontdek. En toe word dit vir hom 'n realiteit. Jy het vroeër verwys na ons verkies om die gemak te soek. Ja. Dis 'n menslike. Dis 'n vrou in Amerika, ek dink sy's in Amerika of in Engeland, haar naam is Tali Sharot. En sy het 'n ondersoek gaan doen. Ek het onlangs daarvan gelees, sy het baie studies gedoen oor wat motiveer mense om goed te doen. Byvoorbeeld dink aan 'n ou wat op die lekker rusbank 'n skeieregter is. Goed, hy doen nie baie oefening nie. En raai wat gebeur? Sy vrou loop in, sit jy alweer op die rusbank daar, weet wat? So die eerste punt is totdat dit nie sy idee is om te gaan oefen of om iets nuttig te gaan doen nie. The more she persists, the more he will resist. Ja. So, die eerste ding is vra 'n vraag. Met ander woorde, so, hoe gaan dit? Hoe lyk dit? Waarna kyk jy? En dan oop vra. Ek wonder of daar tyd gaan wees vanmiddag vir ons om 'n stappie te maak en dan staan jy terug. Dis nou advies vir die vrouens. So hierdie deel van die podcast kan jy vir jou vrou wys. Dis die ABC. Ja. Die tweede rede hoekom dit so moeilik is om mense te kry om uit hulle gemaksone uit te kom is omdat ons optimaliseer menslik to seek pleasure and comfort and avoid discomfort and pain. Dis in ons in. Jy is nie lus om op 'n maandagooggend te gaan gym nie, maar jy gaan doen dit as daar iemand soos Karin wat my accountability partner is en ek vir haar. Ja. Goed, en die derde rede is ons dink almal ons is die uitsondering. Hoeveel ouens het jy nie al gehoor wat jy vertel het? Hy rook nou nie meer nie, hy vape. En dan vra hy vir hom, maar jy dink jy nie daar's 'n risiko vir kanker nie? Nee, ek was onlangs by die dokter en hy sê, hy weet nie wat dit is nie, maar my longe, ongelooflik. Longe van 'n 18-jarige. Ons almal dink ons is die uitsondering. Al die ander mense gaan dood aan longkanker, maar nie ek nie. Ons almal dink ons is die uitsondering. Ons dink, nee, ek gaan nie hartversaking kry as ek op die stoel sit nie. Ek hoef nie te oefen nie. Ja. My gene is baie goed. En die ABC, vra 'n vraag, goed, back off and observe. Yes. Laat hy self tot die konklusie kom. Ja. En C is celebrate elke keer as hy dalk wel opstaan. Yes. En sê, hoor ek gaan gou draf. Amazing, Adrian. Ja. Lekker pel. Ek gaan saam met jou ry met die fiets om net vir jou water aan te gee of so iets. Ja. Eintlik nie moeilik nie. ABC. Ja. Is nie moeilik nie. It's simple but it's not easy. En ons moet baie keer net sê, wat is die heel eerste stap wat ek kan neem? Miskien 'n boek lees oor dit. Net om ons beste gedagtes is nie altyd in ons eie gemoed nie. Ja. Is dalk net buite ons industrie. Ja. Dalk buite die tipe boeke wat ek lees. Ek lees antropologie, filosofie, geskiedenis, you name it, ek lees dit, sielkunde, bemarking, ek lees wyd. Ja. Ek lees nie ek lees nie sommer fiksie nie, want ek is so angstig, ek wil so graag baie goed leer, dat ek voel fiksie doen daar's niks fout om fiksie te lees nie, ek leer net meer as ek nie fiksie en sulke tipe titels lees, maar ek wil julle aanmoedig. My vrou sê ek mag net 1 aanhaling per uur doen, maar sy's nie hier nie, so ek het omtrent al 4 gegee. Maar hoor gou hier, hoeveel van julle het laas op skool in matriek 'n voorgeskrewe boek gelees en toe besluit ek gaan nooit weer lees nie. En dan vra ouens vir my, "Jesus man, ek sukkel met my leierskap, ek sukkel met my mense." Ek het vir jou goeie en slegte nuus. Daar's 'n oplossing. Die slegte nuus is jy is deel van die probleem. Kom ons begin by onsself. En dan wil ek vir julle sê dat of the many readers I know, not all of them became leaders, but I do not know of a single great leader who was not a reader. Manne, en ons praat nie van audiobooks nie, ek praat van maak daai boek oop en begin sommer by Spreuke en ons baie ander goeie boeke om die Bybel, leierskap, strategie, besigheid, bemarking wat jy kan lees van mense wat die Here dien, wat volgelinge is, wat hulle kennis met jou wil deel. Hulle smag dat jy net daai boek oopmaak en 5 minute 'n dag lees. En dis waarvoor ek vriende van my en hulle kinders accountable hou om elke dag 5 minute te lees. Dis 2,5 ure se lees 'n maand. Dis so 30 ure se lees 'n jaar. Ek dink meeste manne wat ek ken lees omtrent net die agterkant van die etiket op iets wat hulle dalk op 'n syne of 'n drankie om te kyk hoeveel alkohol daar is. Dis die som totaal van die lees, maar ons kan nie verantwoordelikheid neem
en regtig suksesvolle huwelike en suksesvolle besighede hê as ons net die hele tyd in ons eie kop is nie. Ja. Want ons het nie al die antwoorde nie. Ja, ons het Maar nie. jy kan baie vinnig ander perspektiewe kry. Jy hoef nie na almal wat Ja. jy lees te volg nie, Ja. maar ten minste het jy ander perspektiewe gekry. Yes. Dis waardevol. Ek love it. Ek dink dis soos net om te beamoen wat jy nou sê. En toe ons hierdie podcast begin het, was die doel eintlik nooit om dit 'n Christelike podcast te maak nie. Dit was meer soos 'n man wees. Maar ons gaan die Bybel inbring want dit jy weet soos ek is 'n Christen en ek gaan praat oor en sulke staf en hier by die derde episode toe besef ek soos jy weet ons wil praat oor 'n man wees en ons wil praat oor hoe eintlik uit die oogpunt van man soos hoe ondervind hulle dat die probleme die goed waarmee hulle struggle soos ek nou genoem het soos alles jy weet daai raw real gesprekke soos wat ons nou hier het. Ja. En ek het baie vanaand besef hier by episode 3 te besef ek soos ek weet nie eintlik waarvan ek praat nie. Ek weet nie eintlik soos die vrae wat opkom, die gedagtes wat in my kop kom, die goed wat die Gees in my wakker maak terwyl ek gesels, besef ek soos ek ken nie die woord goed genoeg om 'n definisie van 'n man uit die Bybel uit te gee nie. Ja, jy weet daar's hierdie easy way out, jy weet, weer eens die comfortable answer is soos ons moet net soos Jesus wees en dis waar 100%, maar wie was Jesus? Ja. Weet jy wie hy was? Weet jy hoe hy opgetree het? En jy gaan nie weet as jy nie tyd spandeer in die woord nie. So, toe besef ek moet gaan tyd spandeer in die woord om actually waardevolle gesprekke te kan hê want Amen. my wysheid is nie goed genoeg nie. My intellek is nie goed genoeg nie. My wil is absoluut flawed. Maar daar's alles wat jy nodig het. Ja. Jy weet, so eintlik net om te beamoen wat jy sê, maar ons moet afsluit. Ons tyd is op. My kinders speel rugby en jy het 'n ander afspraak. En my dogter speel netbal, ek kan nie net sê rugby nie. Sy speel netbal en my seun speel rugby. Maar dit was regtig awesome. Baie dankie. En ek dink ons nog so much to be said. Maar ja, bite size. Dankie vir jou tyd. Het jy enigiets wat jy enigiets wat jy wil afsluit of jy het nou 'n paar challenges al gelaunch en jy het nou al jou quota bereik van quotes vir die dag? As ek een woord een laaste wysheid met jou kan deel is net fokus. Fokus net op een ding. Probeer net een ding. Ek gaan net 3 oggende in hierdie week gaan ek 15 minute afsonder en met die Here begin. Moenie met 'n uur begin nie. Dis soos om 200 kg te wil bench press die eerste keer as jy gym toe gaan. It's gonna end badly. Ja. Begin met 3 keer 15 minute. Yes. 3 keer 15 minute. As jy dit elke week doen, is 30 ure se Bybel lees teen Oktober as jy op 1 Januarie begin. Sure. Because if action followed knowledge, we'd all have 6 packs. Fokus net op een ding. En as ek julle kan aanmoedig, as jy 3 keer 'n week na hierdie week saam met jou vrou gebid het, daai is 'n massiewe wen. Ja. Daai is massief. Die koninkryk, die engele jubel as jy dit doen. Want julle is terug by die oorspronklike verhouding met God in die middel en jy en jou vrou. Covenant. Dis dit. As jy niks anders doen nie, doen net daai asseblief. Yes. Thanks man. Waardeer dit. Dit was regtig Dankie vir jou tyd. Leander. En hy is 'n besige man en hy moet hardloop en ek is 'n besige familieman. So ek moet ook hardloop. Dankie dat julle ingeskakel het. As julle meer wil weet en meer wil chat of meer wil kyk oor Leander, laat weet ons hier onder en dan nooi ek kom vir nog 'n chat en dan kom kuier hy weer. En dan as julle nood het vir accountability partner, dan kan jy hom ook aan die hande kry. Jy kan vir my iets stuur wat ek hier in die description kan sit, dan sal ek dit vir die mense sê. Met graagte. Ja. Thanks julle en sien julle in die volgende ene. Totsiens.